Hier by ons is dit 'n heerlike somerdag en dit is so heerlik om in die tuin te stap en te kyk al die lieflike blomme wat besig is om te blom. Ek het die afgelope tyd geluister na 'n podcast van Dr. Laura Sanger oor the fear of the Lord en dit my hart getref omdat soos julle weet ons Sondag ook het die Here vir ons 'n opdrag gegee en vir ons bedien in die vrees van die Here. En vir my was dit so 'n gewigtige boodskap. Ek het die gewig daarvan letterlik gevoel terwyl die Heilige Gees my voorberei het om daaroor te praat en so het dit by my gebly en toe ek hierdie podcast kry wat sy gedoen het oor die vrees van die Here, het dit regtig net vir my in 'n dieper plek ingevat as wat ons Sondag in was. En ek het net besef dat al ons vrese, die meeste van ons vrese, is of vrees van die Here wat op ons is, wat ons dring om sy woord te gehoorsaam en laat groei in heiligheid, of vrees vir mense wat toelaat dat wat mense van jou dink bepaal wie jy is en waarheen jy gaan en wat jou gaan dryf. En sy het die voorbeeld gebruik van koning Dawid wat nie omgegee het om homself te stroop selfs van sy klere terwyl hy hom in aanbidding vir die Here verloor het en sy vrou Michal hom gekritiseer het. Maar hy was absoluut in worship en dit is 'n uitvloei van die vrees van die Here wat op jou lewe is op die regte manier, waar Saul die vyand nie verslaan het en die koning gespaar het omdat hy toegelaat het dat vrees vir mense. Dis hoekom hy ook gesê het, hy het vir die Here gesê, hy is nie gehoorsaam aan hom nie, want hy was bang vir wat die mense gaan sê. En al ons ander vrese word gelei na 'n plek toe van vrees dat ons nie aanvaar sal word deur mense en deur die gemeenskap en die norm van die dag nie. Maar uit dit het sy aan iets geraak wat ek al 'n paar keer oor gepraat het, maar wat die Here vir my 'n dieper verstaan van gegee het. En sy het daar gepraat oor gehoorsaamheid aan die Here. Nou ons weet dat gehoorsaamheid aan die Here is absoluut wat soos ons hom gehoorsaam, so verander ons en so kom ons nader aan 'n plek van heiligheid. En sy het die Sabbatsrus na vore gebring, die Sabbat. Ons het al baie daaroor gepraat. Maar een van die goed wat my nogal getref het, is al die plekke waar God vir ons met ons gepraat het oor rus. En een van dit is Levitikus 23 vers 35, die plek waar die Here vir die landbouers sê dat die grond moet ook rus. Daar's 'n Sabbatsjaar vir die grond ook. En sou hulle dit nie gehoorsaam nie, gaan daai land nie oes weer oplewer nie en dit gaan 'n wasted en 'n barren land wees. En dit het my net laat besef dat baie van ons op baie plekke raak onvrugbaar en ons kom op 'n plek waar ons siek word en waar dinge net vir ons skeefloop omdat ons nie gehoorsaam is aan God se rus wat hy daar vir ons as mense gegee het nie. En ek wil ietsie aanraak vanoggend wat my so aangeraak het, deur wat sy gesê het, maar ook 'n gesprek wat ek met my seun Johan gehad het en waar hy vir my regtig ware insig gegee het oor die Sabbat. Maar as ons kyk na Genesis 2 vers 2 en 3, on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. And God blessed, spoke good of the seventh day, set it apart as his own, and hallowed it, because on it God rested from all his work which he had created and done. So God blessed the seventh day and made it sacred, because on it he paused from all the work of his creation.
In die Afrikaans wil ek lees die Nuwe Lewende Vertaling, op die 7de dag was God klaar met alles wat hy gemaak het. En hy het op die 7de dag na al sy werk gerus. God het ook die 7de dag geseën. Hy het bepaal dat dit afgesonder moet word van al die ander dae, omdat hy daardie dag gerus het nadat hy sy skepingswerk gedoen het. En dan kom hy in Exodus 20 en hy sê vir ons hier met die 10 gebooie, onthou om die Sabbatdag vir God te vier. Die 7de dag is die Here, jou God se rusdag. Niemand in jou huis mag op daardie dag aangaan met gewone werk nie. Dit sluit in jy en jou seuns en dogters, jou manlike en vroulike slawe, die vee wat aan jou behoort en al die buitelanders wat by jou oorbly. Die Here het in 6 dae die hemel, die aarde, die see en alles daarin gemaak. Op die 7de dag het hy tot rus gekom. Om daardie rede het die Here die 7de dag geseën en vir homself eenkant gesit as sy heilige dag. Nou, kyk ek en jy na hierdie en ons dink Ou Testament. Hierdie is nie Ou Testament nie, want as ons kyk na die gebooie wat God vir ons gegee het, ons pleeg nie moord nie en ons steel nie. Hierdie is beginsels wat bly in ons lewe en dit het niks met 'n wet van Ou en Nuwe Testament te doen. Hierdie is die basiese beginsels van lewe wat God vir ons gegee het. Maar hy kom hier op 'n baie belangrike plek en hy bring iets na vore vir my wat ek dink baie van ons gesien het as 'n plek van misleiding. Die Here kom hier en hy sê, hy het hierdie dag op sy gesit en geheilig, want hy rus van al sy werk. Alles wat hy gedoen het, al die skepping, hy rus op daardie dag. So alles kom tot stilstand. En as ons kyk na die skepping, God het elke plek, as toe hy die tyd geskep het, het hy gesê, en dit was goed. Toe hy die mens geskep, alles was goed gewees. So dit was na hy geskep het God op 'n plek gekom waar hy gekyk het na wat hy geskep het en hy was tevrede daarmee gewees. So op hierdie 7de dag, ek en jy is geleer, nie om dit te gehoorsaam nie. Ons het geleer, hierdie is 'n plek waar ons kan volunteer, ons lewe behoort ons aan onsself. So ons kan volunteer of ons rus of ons nie rus nie. Hierdie is nie 'n plek van volunteer nie. Hierdie is 'n plek om gehoorsaam te wees aan God se woord, om God te eer. Nou, as ek en jy nie die prinsip van die Sabbatdag heilig en doen wat God vir ons sê nie, is ons net so ongehoorsaam as wanneer ek 'n moord gaan pleeg, of wanneer ek gaan steel, of wanneer ek gaan hoereer. Hierdie is presies in dieselfde klas. Nou as ek en jy vir mekaar kyk en sê, nee, ek gaan nie steel nie, ek gaan nie hoereer nie, ek gaan nie moord pleeg nie. Hoekom kom ons nie God se gebod van 'n rusdag na nie? Ons is net so skuldig, asof wat ons moord gepleeg het en al die ander goeders gedoen het. En die Here is besig om 'n remnant, 'n eindtydkerk op te rig, wat nodig het om daai prinsip van 'n dag van rus in te gaan. Want ek het al voorheen vir julle gesê, julle gaan kyk na 'n mediese website wat hart is. En op dit, die mediese feite van 'n mens, dat 'n mens se hartklop elke 7de dag verlaag. En dan begin dit weer op 'n gewone hartklop. So God het 'n mens geskape dat ons een dag het wat ons moet rus, wat ons letterlik alles tot rus laat kom en wat ons fisiese liggame moet rus. En ons weet dat hierdie is een van die grootste plekke, omdat ons ongehoorsaam is aan God se woord, dat ons so siek is. Maar nog 'n groter ding, hierdie is 'n dag wat God daar geplaas het vir ons verhoudinge. En dit is die plek waar ons, as ek en jy regtig tot stilstand kom, en in ons gesin 'n rusdag het, wat ons volgens God se reëls gaan vier, dan gaan ons gesinsverhoudinge, in die eerste plek moet ons self baie beter wees, en met mekaar.
Want al ons verhoudinge en irritasies kom uit daai plek uit wat ons nie in rus in onsself het nie. En hierdie is so 'n belangrike prinsip, veral wanneer ons hard werk in die week en baie besig is. As ek en jy nie tot rus kom 'n dag nie, gaan ons uitbrand, ons gaan siek word. Dis waar meeste van die siektes, hartaanvalle en stresverwante siektes, spysvertering, dis waar hierdie goeters vandaan kom. Nou wil ek ietsie vandag onderstreep wat vir my baie, baie belangrik is. Terwyl ek en my seun daaroor gepraat het, toe sê hy vir my, ek moet 'n bietjie gaan kyk na daai Genesis 2 en 3. God het daai dag afgesonder vir homself en vir ons gegee, want dit is die dag wat God kies, hy rus een dag 'n week. Nou as iemand rus, nou God is heeltemal nie in dieselfde plek, 'n klas as ek en jy nie, dit weet ek, maar dink by jouself, as jy tot rus kom van jou elke dag se werk, want God, die skepping het nooit opgehou nie, want God se woord kan nie ophou nie. Toe hy gesê het, laat daar lig wees, daar word nog steeds, sê die woord, sterre en universes geskep, want God se woord kan nie stop nie. En as ons kyk na een dag wat hy gesê het, nou kom alles tot stilstand, want ek sit 'n dag op sy, omdat ek my skepping wil geniet. Hierdie dag is vir God 'n dag wat hy kies, waar ek en jy op 'n manier toegang tot hom kan hê, sonder al hierdie ander goed wat ons aandag heel week aftrek. So hierdie is die dag wat God wag om ons te geniet, om deur ons, sy skepping, bedien te word, liefgehet te word, aandag te kry, eer te kry. Dit is die dag wat hy daar gestel het. En as ek en jy nie gehoorsaam is aan hom nie, dan sal wakiem, dan kry God nooit van my en jou af, wat hy bepaal het, ons moet vir hom gee, omdat hy 'n dag op sy gesit het, waar ons op 'n ander manier toegang tot hom het nie. So hierdie ongehoorsaamheid aan God se prinsip vir 'n Sabbatdag, 'n rusdag, want ek sê 'n Sabbatdag, daar's traumadokters, daar's mense wat op Saterdag, die dag wat God gekies het daarvoor, wat werk en dit nie kan doen nie, maar hulle moet 'n rusdag, 'n week op sy sit. En daai rusdag is nie vir hulle, om nou moet ek rus alleen nie, maar dis om met God gekonnekteer te word op 'n spesiale manier. En ek en jy kan net ware rus kry, wanneer ons in God se teenwoordigheid op hierdie manier staan. Want wanneer ek en jy in God se teenwoordigheid is, dit is waar ons ware rus kry. Ek lees vir ons Psalm 116 vers 7. Return to your rest, O my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. Hier kom Dawid en hy sê, spreek sy siel aan en sê, gaan terug na die Here toe, jou rus in die Here, want dit is waar jy oorvloed kry. Exodus 33 vers 14, the Lord said, my presence shall go with you, and I will give you rest. Want vanuit 'n plek van rus kan ons die land in besit neem en kan ons oorlog voer. Hebreërs 4 vers 9 sê, so then there is still awaiting a full and complete Sabbath rest, reserved for the true people of God. En ek en jy het in die ware Sabbatsrus van God kon ingaan, deur die Heilige Gees van God, wat in ons woon, en deur hom word die woord vir ons openbaar, en deur hom word dit vir ons lewendig. Maar ek en jy moet in gehoorsaamheid God se struktuur van die Sabbatdag begin gehoorsaam. Ons het dit nodig. Ons het nodig om daai dag te kry wat ons kan wysheid en perspektief in ons lewe en in ons probleme kry. En ek moet vir julle sê, ek het in my eie lewe al gesien, jy kan op vakansie gaan en môre terugkom as ooit. Maar een dag in die rus van die Here verkoop jou siel. Dit is hoekom Dawid sê, dat een dag in die teenwoordigheid van die Here is meer werd as enigiets anders. Want Dawid het geleer wat is die Sabbatsrus van God. En ek en jy, veral as die Remnant Kerk, het dit nodig vir al die goed wat gaan oopgaan in hierdie volgende paar jaar. As ek en jy nie gehoorsaam is aan hierdie prinsip van God nie, gaan ons dit nie maak nie.
So Vader, ons wil gehoorsaam wees aan U rus en ek bid dat U vir ons in ons leefwyse net hierdie besluit sal laat neem, dat ons U woord gaan gehoorsaam en dat ons U gaan ontmoet een keer 'n week op 'n manier wat ons toegerus en verkoop kan word, sodat U al meer en meer in ons kan word en ons al minder. Here Jesus, dankie dat U dit vir ons moontlik maak.